Jakobus 4 vers 4 staan hier die volgende woorde. Julle ontroues, weet julle dan nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dus 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Familie, ons is in 'n tyd waar grense vervaag, waar grense getoets word, waar reg dikwels as verkeerd beskou word, en wat verkeerd dikwels as reg beskou word. Gaan kyk maar net daar buite. Egte eerlike waardes is nie meer in die voorgrond nie. Kom nie meer voor in dag nie. Dit word weggesteek, dit word heeltemal weggeleef, en ons vat alles wat die wêreld vir ons gee, vat ons en ons gaan leef dit uit. Nie eers te praat van die woord van God nie. Dit word so aangepas. Ek dink ons lewe in 'n tyd wat hierdie boek, hierdie Bybel so aangepas word. Mense hou vas in God se liefde en dis al. Dis al wat hulle aan vashou. Hulle vergeet dat God is 'n regverdige God. Dat God is 'n heilige God en dat sy troon wag vir hierdie mense wat nie regverdig lewe nie. Dit word aangepas. Dit word sagter gestel, want net nou krap ons mense om, ons wil nie mense verloor nie, en totaal buite konteks gebruik, totaal en al buite konteks gebruik. Waar ek sê, ons hou vas in God se liefde, maar ons vergeet dat hy 'n regverdige God is, dat hy 'n heilige God is. Ons wil die wêreld lief hê en die wêreldse dinge, maar terselfdertyd wil ons ook God lief hê. En dan weet ons nie hoekom ons verhouding nie floreer met hom nie. Ons weet nie hoekom kom ons al hoe nader aan hom nie. Ons weet nie hoekom voel ons so ver van hom af nie. Ons weet nie hoekom ons bid op 'n plek kom en ons bid en ons gebede gaan nie verder as die plafon nie. Want ons liefde vir die wêreld is daar en ons liefde vir God is daar. En familie, dit kan nie werk nie. Dit gaan nie saam gaan nie. Dit sal nooit floreer nie, jou verhouding met God nie. Dit terwyl die woord vir ons baie duidelik stel. Hy sê, want die Here jou God is onverdeelde trou. Nie 'n gedeelde nie, onverdeelde trou aan hom. Hy is by jou, en as jy ander gode aanhang, sal hy sy toorn teen jou opvlam, en hy sal jou van die aarde af wegvee. Onverdeelde trou, is die Here. 'n hart volkome gerig en gefokus op hom. En God se woord is so duidelik. Jakobus 4 vers 4 staan soos 'n roepstem bo die rumoer en die kompromie en die gemaklikheid wat daar in die wêreld is. Hoor wat sê hy? Hy sê, weet julle nie, julle ontrou is. Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Hierdie is nie net 'n waarskuwing wat die Here vir ons gee nie. Dis nie net 'n waarskuwing wat ons kan neem en sê, ons moet 'n bietjie selfondersoek doen nie. Hierdie is 'n uitroep na my en jou. Hy sê, hier's 'n keuse wat jy gaan moet maak. Vriendskap met die wêreld en vyandskap met God, of vriendskap met God en vyandskap van die wêreld. Jy gaan nie altyd kan hê nie. Dis 'n geestelike alarm wat afgaan in ons lewens. En dit vra vir my en vir jou om stil te raak en vir ons die vraag te vra, wie beïnvloed ons? Is dit nog die Here wat ons beïnvloed? Is dit nog die Here wat ons lei? Is dit nog die Here se waarheid wat binne ons is? Wie is ons vriende? Aan wie is jy lojaal? God of die wêreld? God of die wêreld? Wat beteken vriendskap met die wêreld? Wanneer Jakobus daarna verwys, is dit nie die fisiese skepping of mense nie, maar dis die morele en geestelike stelsel wat in opstand is teen God. Dis die wêreld wat heeltemal teen opstand is in God. Die wêreld en sy dinge. Hoor wat sê Johannes in 1 Johannes 2 vers 15. Hy sê, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al die gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar van die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly vir ewig lewe. Die wêreld beloof glans en glorie, maar inteendeel gee dit vir ons leegheid en dolheid.
Dit verkoop 'n leuen dat jy gelukkig kan wees sonder God, dat jy jouself kan uitleef, dat jy jouself kan verhef en tog naby aan God bly. Familie, dis die boodskap wat die wêreld gee. Dit gaan oor me, myself and I. Wat gaan my gelukkig maak? Wat gaan my bo verhef? Wat gaan die mense van my dink? Dit gaan oor status. Oor wat sê Psalm 75 vers 5, hy sê vir die hooghartiges sê ek, moenie hooghartig wees nie, en vir die goddeloses moet jouself nie verhef nie. Skokkend, maar die realiteit, skokkend, maar die realiteit van vandag. Dit gaan oor me, myself and I en niks anders nie. Hoor wat sê C.S. Lewis, hy het dit so mooi verwoord, hy sê, aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you will get neither. Vriendskap met die wêreld is nie om sekere dinge net te doen nie. Dis nie net om sekere dinge te doen nie. Dis om jouself te begin identifiseer met 'n stelsel wat nie vir God plek het nie. Wat nie vir God plek het nie. Dis nie altyd die sigbare sonde nie. Dis die subtiele kompromie wat ons sluit. Dis daai braaivleis 4 kuiers wat ons daarin beweeg en sê, ons kan nie vandag oor die koninkryk praat nie, ons kan nie oor die Here praat nie, want my vriende gaan dink ek is weird. Dis daai kompromie wat ons sluit. En dan Sondag, na Sondag staan ons hier en ons sê, heilig, heilig, heilig is die Here, terwyl ons deur die week sê, saggies, moenie laat die mense hoor nie. Ons wil nie hê dat mense vreemd van ons dink nie. Dis die kompromie wat gesluit word daar buite. Dis die kompromie wat ons sluit by die werk. Dis die kompromie wat ons sluit by ons familie. Ons kan in die kerk, in hierdie gebou kan ons praat oor dinge van die Here. Ons kan in hierdie gebou kan ons met mekaar praat, ons kan vir mekaar bid, maar die oomblik wanneer ons by die huis kom, dan is dit iets van die verlede. Iets van die verlede. Dis half en half ongemaklik om buite hierdie gebou oor die Here te praat. En jy kan dalk met my stry en jy kan sê nee, is nie so nie. Gaan kyk net na die wêreld daar buite. Gaan kyk hoe mense leef. Gaan kyk na jou eie lewe. Dis nie altyd sigbare sonde nie. Dis nie altyd hierdie troetelsonde wat ons eenkant vir onsself hou nie. Dis hierdie kompromie wat ons sluit. Dis hierdie louhartige geloof. Dis die verlange om aanvaar te word deur ander mense behalwe deur God. Behalwe deur God. Ek en jy moet besef die uiterste gevaar van vriendskap met die wêreld. Let op wat Jakobus sê. Hy sê, julle is ontrou, julle is ontroues. Dis die taal wat hy gebruik. Mans en vrouens die dag, toe ons huwelik bevestig was met ons vrou en ons man, toe ons eg verbind was, het ons hierdie ring aangesit. En ons het beloof dat ons getrou wees. Deur die sleg en deur die goed. En daar sal niks wees wat ons doen nie. Mans, ek weet nie van jou nie, maar daar is absoluut niks wat ek sal doen om my verhouding met my vrou te beskadig, deur om kuiertjies met ander vrouens te reël of ontrou te wees aan haar nie. Daar's geen manier nie. Inteendeel, ek is so erg oor ons verhouding, dat wanneer ek met 'n vrou ontmoet, 'n koffieafspraak, dan laat weet ek my vrou eers en sê, luister, ek gaan by Mac & Bean wees, ek gaan met hierdie persoon ontmoet, dis 'n beradingsafspraak, sodat jy net weet. So beskerm ek daai verhouding. Jy sal niks doen om ontrou te wees aan jou vrou nie. En vrouens, dieselfde gaan geld vir jou ook. Jy sal niks doen om ontrou te wees aan jou man nie. Hoekom is ons ontrou teenoor God? Wanneer daar geleenthede oor ons pad kom, dan word ons ontrou. Dan stel ons nie meer God eerste nie. God kom tweede, derde, vierde, ons skuif ons so half uit die prentjie uit. En weet jy wat is die skokkende realiteit? Ons doen dit sonder om skuldig te voel in vandag se tyd. Hoe op aarde kan ons nie besef dat om nie getrou aan God te bly, doen skade aan ons verhouding nie. Jy kan nie net 'n Sondag verhouding met die Here hê nie. Dis onmoontlik, dit gaan nie werk nie. Hy vereis onverdeelde trou. Onverdeelde trou. Dis 100% of niks. Die Griekse term word gebruik, apistos, wat beteken geestelike oorspel. Dit beteken om nie getrou te wees nie, om nie lojaal te wees nie, nie getrou in 'n belofte of in 'n verhouding of in 'n ooreenkoms te wees nie. Mag ek vir jou vra, as jy getrou vanmôre, want jy is absoluut duur gekoop.
Absoluut duur gekoop, deur die kosbare bloed van Christus. Hy het aan daardie kruis gesterf, en ons lees dit vir die wêreld, maar hy het vir jou gesterf, en vir my gesterf. Hy het ons daardeur gekoop en gesê, ek wil jou hê vir my. Is jy getrou? Is jy lojaal? Is jy ten volle in jou verhouding met die Here? Ons doen baie keer huweliksberading en meeste van die kere is daar een persoon of al twee is nie 100% committed tot die verhouding nie. En jy moet gaan kyk en identifiseer waarom is dit so. Maar mag ek jou vra vanmôre, in jou verhouding met God, is jy 100% committed? Is jy daar in die goeie en is jy daar in die slegte? Want baie keer is ons net daar in die slegte, ons wil net net deur die krisisse gaan. Here, help my asseblief deur hierdie krisis, help my deur hierdie uitdaging, help my deur hierdie ongemaklike seisoen. En sodra ons daar uit is en dit gaan weer goed, dan vergeet ons van hom. Dan dink ons nie meer aan hom nie, ons bid nie meer tot hom nie, tot die volgende krisis. Hoe kan so 'n verhouding bestaan? Of staan jy met een voet in 'n verhouding en een in die wêreld? Een voet in die verhouding en een voet in die wêreld. Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan vir twee baasde tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag, of die ander een hoor. Of vir die een meer oor hê, en vir die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Julle kan nie die twee doen nie. Vriendskap met die wêreld is nie neutraal nie. Jy kan nie God dien en terselfdertyd die wêreld lief hê en al sy dinge lief hê en al sy dinge wil doen nie. A.W. Tozer het gesê, the world is not a playground, it's a battleground. We are not here to frolic, we are here to fight. God weet wat in jou hart aangaan en hy weet of jy getrou is of nie. Familie en wat vir my so hartseer is, hierdie week was regtig vir my een van die moeilikste weke gewees. Ek het maandagoggend het ek 'n 22-jarige seun begrawe wat dood is in 'n motorfietsongeluk. Ek het Vrydag vir Tannie Maire wat 80 jaar oud is, het ek begrawe. En dit was regtig vir my 'n mooi begrafnis om te doen. Maar nie die een van 22 jaar nie. Hy kind het skaars gelewe. Jy en ek weet nie wanneer ons tyd hier op aarde gaan klaar wees nie. Jy en ek weet nie. Sondag toe Tannie Maire nog gesê sy sien uit om na haar kinders toe te gaan en 'n bietjie daar te gaan kuier. Maandag is sy oorlede. Wat van jou? Ek en jy is nie môre gewaarborg nie. Ek en jy is nie môre gewaarborg nie. Hoe lyk ons getrouheid? Dit was 'n fees vir my gewees om Tannie Maira se gedenkdiens te doen, want ek het geweet haar getrouheid is by die Here. Ek het geweet sy is so gefokus en sy leef vir die Here. Ek weet waar sy is. Ek kan nie dieselfde sê van die 22-jarige seun nie. God sien ons hart. Hy weet of jy getrou is aan hom. Hy weet waar jy kompromie gesluit het. Nie net wat jy doen nie, maar wat jy begeer, wat in jou hart aangaan. En familie, jy dink dalk, nee, ek is okay. Ek is daarom okay geestelik en ek doen nie hierdie tipe van goed nie. Tot die bekende mense in die Bybel het kompromie gesluit met die wêreld. Kom ek gee vir jou 'n paar voorbeelde. Adam het God se wet oortree, saam met Eva gesondig en uiteindelik uit die paradys verban. Abraham het die waarheid verdraai deur te jok oor sy verhouding met Sara en het amper sy vrou verloor. Sara het God se woord verontagsaam en Abraham na Hagar toe gestuur. Ismael is gebore en daar sou nooit vrede in die Midde-Ooste heers nie. Wat van Moses? Moses het God se opdrag geïgnoreer en is die voorreg ontneem om in die beloofde land in te gaan. Wat van Samson? Wat van Israel wat keer op keer gesondig het? Ontrou gewees. Wat van Saul? Wat van Dawid? Wat van Salomo? Het sy oortuigings oorboord gegooi en met vreemde vroue getrou en die Verenigde Koninkryk verloor. Wat van Judas wat saam met Jesus spandeer het? Gesien het wie Jesus is, saam met hom die lewe gedoen het, saam met hom gekyk wat die wonderwerke is, wat die evangelie is, eerstehands alles beleef, en tog was hy ontrou. Wat van Petrus? Wat van Ananias? En soveel meer. En soveel meer.
Ons is baie keer op die uitkyk vir die blinde leeu, wat nie kan wag om ons te verslind nie. Ons is op die uitkyk en ons dink die vyand gaan ons direk aanval en ons wag vir daai geestelike oorlogvoering en ons wag vir daai aanvalle. Kan ek vir jou sê, baie keer is dit nie die blinde leeu wat jy probeer verslind nie, maar baie keer is dit jy wat die keuse al reeds gemaak het om verslind te word. Baie keer is dit ek en jy wat die keuse al reeds gemaak het, wat die wêreld gekies het. En dan wil ons die duiwel die skuld gee. Ek dink baie keer, en ek kom nie op vir die duiwel nie, absoluut geensins nie, maar ek dink baie keer sê die duiwel, liewe aarde, ek was nie eens betrokke daar gewees nie. Dit was jy wat die keuse gemaak het. Dit was ek wat die keuse gemaak het. Ons praat van uiterlike vyand, want dit is belangrik om hierdie vyand te onderskei van die innerlike stryd. Die wêreld is 'n krag buite ons wat innerlike gevegte aanwakker. Hoor wat sê Romeine 12 vers 2, hy sê, julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Die wêreld vorm ons deur denke en sosiale media, kultuur en gemeenskapsdruk. As jy sê nee, dit is nie so nie, gaan kyk maar net gou-gou na kinders. Ons het op 'n stadium met ons toegelaat dat Joshua enige program kyk op TV, kinderprogram, en toe kom ons agter hierdie een spesifieke kinderprogram het soveel aggressie veroorsaak in Joshua. Het soveel fisieke goed eintlik na vore gebring. Net deur daai program wat hy gekyk het. En toe ons gaan luister na daai program, toe kom ons agter wat eintlik geleer word vir ons kinders. Gaan sit net die televisie aan. Ek onthou op besigheidskool, ek het vir 3 jaar eers geswat by NWI, finansiële besigheidskonsultasiewese, en toe het ek teologie gestudeer. Maar een van die vakke wat ons daar gedoen het, was in bemarking gewees, koöperatiewe bemarking. En die ding wat hulle ons geleer het, was sex sell. Dit was die groot ding gewees. As jy regtig jou produk wil verkoop, dan moet jy hierdie beeld daar uitsit. Dis wat die wêreld doen. As ons die televisie aansit, dis wat aan ons verkoop word. En ons word so gevang en meegevoer aan dit wat die wêreld vir ons gee, dat ons totaal en al op 'n subjektiewe manier begin wegdwaal van die Here af. Die wêreld verskuif ons standaarde deur herhaalde blootstelling aan sonde. Stel sukses voor as rykdom, status en gemak en nie gehoorsaamheid nie. Nie gehoorsaamheid nie. En so werk die vyand. Hy kom nie altyd met horings nie, maar hy kom met flikkerende ligte, gewildheid en sê jy verdien dit. Ag, jy verdien dit. Jy werk so hard, jy verdien dit. En stadig gaan sonder dat ons dit agterkom, begin ons die wêreld lief te hê en vir God een kant toe te skuif. D.L. Moody het gesê, if I walk with the world, I can't walk with God. Ek sê dit weer vir jou. If I walk with the world, I can't walk with God. Die grootste gevaar in my en jou lewe is nie 'n geestelike aanval of 'n direkte geestelike aanval op jou lewe nie. Dis daai stadig maar seker wegdryf van God af na geestelike louheid toe. Dis wat hy doen. Hy het jou nie nodig om uit die kerk uit te haal nie, hy het nie jou nodig om heeltemal weg te vat van God af nie. Hy moet jou net geestelik lou kry. En dan sê hy vir jou, dis oké, jy werk baie hard, moenie stres nie. Jy werk baie hard, jy's daarom Sondag in die kerk, jy het jou hand opgesteek en haleluja gesing. Jy's oké. Terwyl ons nie oké is nie. En familie, dit klink regtig of 'n graas vermoere, maar dit is 'n ernstige boodskap wat ons moet hoor. Wat ons moet hoor. Die grootste gevaar is die stadige beweeg na geestelike gemaklikheid, waar ons die naam Christen gebruik, maar nie veel van die wêreld verskil nie. Ons leefwys is totaal verwyder van God. Familie, as jou lewe nie anders lyk as die wêreld nie, as jy nie uitstaan nie, dan moet jy vir jouself die vraag vra, vir wie het ek lief, die wêreld of God? Want jy is geroep om uit te staan. Jy is nie gebore om in te pas nie. Jy moet nie in hierdie wêreld rond beweeg en sê, okay, nee, ek moet hier inpas, ek moet daar inpas, ek moet by die werk inpas, ek moet net inpas sodat ek aanvaarbaar is. Dis nie reg nie. Jy moet uitstaan, jou geloof moet uitstaan. Wanneer jy in 'n vertrekking kom, moet mense weet, daar's iets anders aan daai persoon. Daar's 'n lig wat skyn.
Daar's regtig 'n lig wat skyn. Weer terug na Tannie Maira toe, ek het met haar gedenkdiens ook dit gedeel. Maar ek is nou 12, 13 jaar in die gemeente. In hierdie 12, 13 jaar in hierdie gemeente, het ek nie een woord by Tannie Maira gehoor wat negatief was, wat bitter was, nie eens oor ons land nie. Dit was altyd woorde van hoop, van liefde, en om mense op te bou. Wat van jou? As jy in 'n vertrek instap, trek jy die lewe uit daai vertrek uit? Of is jy besig om lewe te gee deur wat binne in jou aangaan? Hoe lyk jou geestelike lewe? Hoe lyk jou geestelike lewe? Leef jy nog anders? Leef jy nog anders? Leef jy nog doelgerig? Leef jy soos God van jou verwag? Hoe lyk jou lewe? As ek jou vanoggend net een ding kan vra is, leef jy nog anders? Dis die ernstige vraag wat ek vanmôre by jou deur wil los. Leef jy nog anders? Of het jy ingesmeld in hierdie wêreld in? Jakobus los ons gelukkig nie sonder hoop nie. In dieselfde hoofstuk, vers 7 tot 8 sê hy hierdie woorde. Hy sê, onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle af wegvlug. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Reinig julle hande sondaars en suiwer julle harte dubbelhartiges. Let op die volgorde wat hy gebruik. Hy sê nie weerstaan die duiwel en dan kom jy by God uit nie. Nee. Hy gebruik die eerste gedeelte, die belangrikste gedeelte van my en jou lewe. Hy sê onderwerp julle dus aan God. Dis jou eerste stap. Moenie probeer dink jy gaan die duiwel self oorwin en jy gaan dit nie kan doen nie. Hy sê onderwerp julleself eerste en dan weerstaan die duiwel. Weerstaan die duiwel. Hoe lyk getrouheid aan God? Jy kies gehoorsaamheid, al kos dit jou gemak of jou status. Jy ondersoek jou hart daagliks in die lig van God se woord. Jy leef met 'n ewigheid in gedagte, nie met die wêreld se belofte nie. Familie, dit moet wees vandag as jy opstaan, moet jy vir jouself sê, Here, hier is ek, gebruik my. En as dit my laaste dag is hier op aarde, dankie Here, want dan weet ek gaan na U toe. Ek kan nie wag nie. In die week gesels ek met my vrou en sy sê, sy kan regtig nie wag dat die Here ons kom haal eendag nie. En toe ek na die tyd daaraan dink, toe dink ek, kan ek nog wag dat die Here kom, of sien ek ook uit na daai koms? Wat van jou? Sien jy uit vir die koms van die Here? Sien jy uit om vandag na hom toe te gaan? Psalm 1 vers 1 tot 2. Het gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Dag en nag oordink. Dit is die een wat standvastig is. Dis die persoon wat diep gewortel is, wat nie met elke wind van die lewe net meegevoer word nie. Maar wat standvastig is. En familie, ons het die perfekte voorbeeld. Die perfekte voorbeeld. Jesus Christus, ons volmaakte voorbeeld. Johannes 17 vers 14 gee vir ons hierdie woorde. Hy sê, en dis 'n gebed tot die Vader. Hy sê, ek het aan hulle U woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat. Hy sê, ek het die woorde gedeel, ek het vir hulle gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van hierdie wêreld is nie. Hy het nie die wêreld se goedkeuring nodig gehad nie. Glad nie. Hy het nie my en jou goedkeuring nodig gehad nie. Hy het dit nie gesoek nie. Hy het nie kompromie gesluit nie. Jesus het vasgestaan, al het dit sy lewe gekos. Al het dit sy lewe gekos. Hy was in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Jy is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. In die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En hy roep my en jou om dieselfde te wees. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Maar is moontlik met die krag wat in jou werk. Nie jou eie krag nie, die krag wat in jou werk. Hoor wat sê Johannes 15 vers 15, 16 en 19 vir ons. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek met my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies.
Meaning, ek het nie die goedkeuring van julle gesoek nie. Maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat julle, wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld julle as sy eie lief gehad het. Omdat julle egter nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, juis daarom haat die wêreld julle. Familie, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Die dag toe jy die Here gekies het, die dag toe jy jou lewe vir hom gegee het, gesê het, Here, hier is ek. Ek kom gee alles vir u. Ek kom gee alles vir u. Het jy die wêreld ook prys gegee? Het sê, Here, ek lewe nie meer vir die wêreld nie, maar ek lewe vir u. Al kos dit my. Al kos dit my gewildheid. Ek het al baie keer die storie vertel, die dag toe ek tot bekering gekom het, het ek niks vriende gehad nie. Niks. Maar die Here het soveel mense bygevoeg in my lewe. En ek kan hier so bo staan en ek kan regtig vanmôre vir elkeen van julle sê, dat ek het julle innig lief. Want hy het julle vir my gegee. Ek het julle innig lief. Vanoggend se boodskap is regtig 'n oproep tot onderskeiding en verandering in ons lewens. Familie, ons moet leer om te onderskei wat is van God? Wat is van die wêreld? Wat is 'n versoeking vermom as 'n geleentheid om ons weg te hou van die Here af? Vra wat ons osself moet vra op 'n gereelde basis is. Waar het ek vriendskap met die wêreld begin omhels? Waar het ek kompromie begin sluit? Wat vermaak ek myself mee? Wat is dit wat vir my plesier gee? Wie beïnvloed my gedagtes, my begeertes en my keuses? 2 Korintiërs 6 vers 17 uit die Boodskapvertaling sê, laat staan alles wat met sonde besmet is, dan sal my hart en my hand waarwyd oop wees vir julle. Laat staan dit, los dit, nie dra dit saam met jou nie, laat staan dit. Die wêreld is 'n uiterlike vyand, een wat altyd sal probeer om ons geloof af te weer, om jou loyaliteit te verdeel, om jou hart te steel. Dis wat dit is. Dis die roeping van die wêreld eintlik, as ek dit so kan stel. Maar God roep my en jou tot onverdeelde trou. En hy sê vandag, kies. Kies of die wêreld, of ek kies vir my. Kies of die wêreld, of ek kies vir my. Hoor wat sê hy in Matteus 10 vers 33, hy sê, maar wie my voor die mense verloon, sal ek ook vir my Vader in die hemel verloon. Wat 'n tragedie sal dit nie wees, as ek en jy in die hemel kom en die Here sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my af. Ek het jou nooit geken nie. Dan sê jy, maar Here, ek het kerk toe gegaan, Here, ek het daarom gebid, ek het so nou en dan het ek 'n paar Spreukeversies gelees, en ek het dit probeer toepas op my lewe, ek het probeer goed doen. En dan sê hy vir jou, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Want ons het nooit Jesus saamgedra na buite toe nie. Die uitdaging lê nie om kerk toe te kom nie. Die uitdaging lê daar buite. Dis waar die werk eintlik begin. Dis waar die verskil moet plaasvind. Nie hier op 'n Sondag nie, wanneer ons hier uitgaan, wanneer ons ligdraers is, wanneer ons sout van hierdie aarde is, dis wanneer die verskil moet plaasvind. Maar vir hulle wat hom getrou dien, hulle wat regtig onverdeeld trou aan hom gee, mag hierdie woorde tot ons spreek. Welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Mag dit die woorde wees wat ons hoor aan die einde van hierdie aardse lewe. Welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Mag God ons help om bo alles wat ons het in ons lewens, hom lief te hê met ons hele hart, en nie die wêreld se glans, se glorie te beskou as die alfa en die omega en die ding waaraan ons moet vashou nie. Mag jy opnuut vandag die keuse maak, te sê, Here, ek kies U, bo die wêreldse dinge, bo die glorie van die wêreld, bo die vermaak, ek kies U, en ek kom gee my onverdeelde trou aan U, soos daai dag wat jy in huwelik bevestig was. Kom ons sit so en sluit ons oë.
Ek wil jou vra, terwyl al die oë gesluit is, ons kan nie net hierdie boodskap hoor nie, ek weet nie vir wie was hierdie boodskap bedoel nie, en ek gaan nie om verskoning vra dat dit hard oorgekom het nie, want dis die waarheid, dis wat die Here vir my en vir jou wil sê. En as jy vanmôre hier so sit, en niemand kyk rond, ons respekteer mekaar, en jy sê, ek is op daai plek waar ek agtergekom, ek het die wêreld meer lief as vir God. En jy wil die besluit opnuut maak en sê, Here, ek kies U opnuut. Wil jy nie jou hand opsteek nie? Dankie. Baie dankie. Baie dankie. Here, U sien elke hart. U sien elke hand wat nou opgegaan het. U weet wat in daardie persone se lewe aangaan. U weet wat daardie persone nou opoffer en sê, Here, ek gee dit vir U. Ek wil dit nie meer saam met my dra nie. Ek wil nie meer die wêreld lief hê nie. Ek wil U lief hê. Ek wil onverdeelde trou aan U gee, Here. Soos daardie dag wat ons met ons vrou of man in huwelik bevestig is, daai belofte wat ons gemaak het en gesê het, ek sal daar wees, ek sal getrou aan U wees, deur die goed en deur die sleg, deur die mooi en nie so mooi nie. Ek sal deur alles getrou wees aan U. Here, kom ons vandag opnuut, daardie hande wat opgesteek het, kom ons opnuut na U toe en sê, Here, nie meer die wêreld nie. Ons vra vergifnis dat ons die wêreld meer lief gehad het as vir U. Kom breek ons harte. Kom skeer ons harte. Sodat ons weer gefokus kan raak op U. Kom neem daai wêreldse begeerte binne ons, om aanvaar te word deur mense, om goedkeuring by mense te kry. Kom breek dit af, Here, kom breek die mure af, dat ons naakt voor U sou staan, en dat ons net opnuut alles vir U gee. Here, ek weet nie hoe om hierdie boodskap af te sluit nie, ek weet nie om dit op 'n goeie punt af te skryf nie, maar al wat ek weet is, daai hande wat opgegaan het, daai mense wat sê, Here, hier is ek. Dis vir my klaar die grootste oorwinning. Mag U ons help om elke dag, wanneer ons voete nog nie is die grond geraak het nie, wanneer ons uit daai bed uitklim, dat ons sê, Here, hier is ek. Ek wil U kom loof, ek wil U kom dien, ek wil U kom eer met my lewe. En waar ook al ek gaan, Here, of dit nou by die kerk is, in hierdie gebou, of dit nou by my familie is, of dit nou by die werksplek is, waar ook al ek gaan, ek wil die lig laat skyn wat U in my lewe skyn. En ek wil die sout wees, ek wil geur gee, en al beteken dit, ek gaan vriende verloor, ek gaan dalk familielede verloor, maar Here, ek wen die koninkryk, ek wen daai ewige lewe. So ek sal liewerste alles laat prys gee, alles, en ek sal vir U lewe. Dankie vir daai hande, dankie vir daai commitment wat hulle gemaak het, om net opnuut weer U te volg. Wees so met elke liewe persoon in hierdie gebou, in hierdie week, Here. Help ons om getrou aan U te wees, help ons om naby aan U te leef, help ons dat voordat ons dink, voordat ons praat, voordat daar 'n woord by ons mond uitkom, voordat ons dinge doen, dat ons U eers raadpleeg en sê, Here, is dit van U af? Help ons om sensitief te wees vir die Heilige Gees. Waar ook ons gaan, as U sê vir ons moet vir daai kollega gaan bid, of ons moet gaan tuig, of ons moet iets doen, laat ons dit sal doen. Laat ons nie kompromis sluit en sê, ag nee, dis nou nie die regte atmosfeer nie, dis nie die regte plek nie. Here, laat ons sal bold wees, soos die Engels sal sê, en ons geloof met boldness daar buite uitleef. Ek sê vir U, dankie vir hierdie waarheid, dankie vir hierdie woord, Here. Dankie dat hierdie woord soos 'n tweesnydende swaard is, wat reg tot ons harte deurbring, en wat ons harte eintlik penetreer, en ons harte oopskeer, sodat ons self kan sien wat in ons harte is. Ek sê vir U, dankie dat ons hier kan uitstap met skoon harte, met 'n opnuutheid in ons lewens, en met 'n nuwe fokus vir die week wat voor lê. Ek sê vir U dankie vir die afgelope maand, paar sondae se boodskappe ook, wat U so duidelik selfs met my gepraat het, en met ons gepraat het.
En Here, nou waar ons uit mekaar uitgaan, mag ons U verheerlik met elke woord wat ons sê, met elke daad, met alles wat ons doen. Mag ons vir U al die eer en al die lof bring, Here, want U is waardig om geloof en prys te word. U is ons koning, U is ons heerser, U is ons verlosser en ons saligmaker. U is ons alles. En as jy saam met my vanmôre sê saam met my amen.